Vir klip, bou u vrede, Shalom oor my huis, my land. Bid vir vrede vir Jerusalem. Here, hou ons vas in u hand. Die wêreld praat so hard vandag. My hart wil soms verdwaal, maar u bly lig oor elke pad. U hou my hand vasstaal. U woord maak my gedagtes stil. U hoop word weer 'n lied. Ons klim die pad na vrede toe, met dankbaarheid gebied. Bid vir vrede vir Jerusalem. Laat die shalom oor haar land. Oor haar land. Klipmuur vrede, klipmuur vrede. U is ons skuld, u hou ons stand. Hou ons stand. Ek begin dit by my huis, by my mense, by my kind, waar ek leer om los te laat, wanneer die stormwind teen my bind. Here, leer my om te bid en glo, nie net woorde in die aand, want elke klein amen word 'n klipmuur in die hand. Bid vir vrede vir Jerusalem. Laat die shalom oor haar land. Oor haar land. Klipmuur vrede, klipmuur vrede. U is ons skuld, u hou ons stand. Hou ons stand. We lift our eyes and walk in hope. We won't be ruled by fear. Your mercy turns the noise to calm. Your voice is what we hear. Start here within my home, my heart, then let it travel far. Pray peace for your Jerusalem, Lord. Shine like a morning star. Teach us to pray and truly rest. Hands open, not in fight. Let every anxious thought grow still as you step in with light. And build your peace like stone on stone, until the wall stands bright. So here we rise, stone by stone. Pray for the peace of Jerusalem. Let your shalom descend. Stone by stone you build our peace, our keeper, shield and friend. Let peace begin inside my home, then roll through every land. Pray for the peace of Jerusalem. Lord, keep us in your hand. Hallo julle. Hoor goed hierso. Hierdie liedjie, ek sou nie nou daaroor gepraat het nie, maar ek wil dit net gou inbring voordat ek bid. Pray for the peace of Jerusalem. Nou, ek het weer die eer om volgende naweek, terwyl julle diens hou hierso, dan loop ek in Jerusalem rond. En hierdie is 'n gedeelte wat ek altyd deel met mense op wanneer ons staan op die Olyfberg en jy kyk so uit oor Jerusalem. En hierdie is die plek waar die Traandruppelkerk is. Nou hoekom sal hulle dit die Traandruppelkerk genoem het?
Want dis waar Jesus geween het oor Jerusalem. En waar Jesus gesê het, die verwoesting van Jerusalem gaan plaasvind. Nou net vir interessantheid, as daar 'n kind was wat 14 jaar oud was, toe Jesus daar sê, dat Jerusalem gaan vernietig word. Toe daai kind 40 jaar oud is, toe was Jerusalem heel plat gevee. In daai persoon se leeftyd. Want Psalm 122 lees ons, en dis wat ek wil aansluit by hierdie liedjie wat ons sopas gehoor het. Bid om die vrede van Jerusalem. So hiersoos wat God sê, gebeur wanneer jy bid vir Jerusalem. Hier is die belofte wat God vir jou gee. Mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek vrede in jou. Terwille van die huis van die Here, onse God, wil ek die goeie vir jou soek. Die oomblik as jy bid vir vrede van Jerusalem, sal daar vrede wees in jou eie huis. Here, ek kom bid vanmôre, Here, ons kom spreek vrede oor Jerusalem uit, Here. Vrede oor Israel, vrede oor die Midde-Ooste, Here. Maar Here, ons kom bid ook vir bekering, Here. Here, bekering vir die Jode, dat hulle skille van hulle oë sal afval, dat hulle sal besef, U is ons Messias wat reeds gekom het, Here. Here, ons kom bid vir die moslems in die omgewing, Here. Here, dat hulle sal besef, dat God het 'n seun en sy naam is Jesus Christus, en die enigste weg na die Vader is deur sy seun, Here. Here, ons kom bid vir 'n verandering, Here, vir 'n change in daai omgewing, in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here, vir wat U besig is om te doen. Amen. Vir die van julle net van interessantheid wat nie weet nie, so die groot verskil tussen Christene en moslems is die feit, Jesus self sê vir ons, hy is die seun van God en die enigste weg na die Vader is deur hom. Terwyl die moslems glo dat Jesus nie daar is nie. En die oomblik as ons vir Jesus uit die prentjie uitsny, wie het gekom sterf vir my en jou sonde? Wie het gekom vir ons verlossing? Maar ok, ek gaan nou 'n bietjie daar gesels. En dan die Jode aan die ander kant, hulle het nog hierdie afwagting vir die Messias wat moet kom. En wanneer jy by die westerse muur staan, dan is hulle besig om daar so te bid. En terwyl hulle besig is om te bid, is hulle grootste gebed vir die Messias om te kom. Terwyl Jesus Christus homself by daai einste muur gestaan het en vir hulle gepreek het en vir hulle gesê het, hy is die Messias. So kom ons bid vir die vrede van Jerusalem. Maar ok, ek wil spesifiek met julle vandag praat oor Matteus 5, en dan gaan ons skiep na Markus 5 toe vinnig, en ek wil julle in hierdie storielyn saamvat. Nou die prentjie wat ons hierso agter ons het, hierdie gebou is waar Jesus die bergprediking gedoen het van Matteus 5. Nou ek gaan nie die hele bergprediking doen nie, maar dit is die beste preek wat nog gepreek is in geskiedenis en nog gaan gepreek word in geskiedenis, is hierdie preek wat Jesus Christus hier gepreek het. En terwyl hy daar so staan by die berg van Beatitudes, en hy stap so, is daar oral bordjies teen die pad terwyl hy besig is om te stap. En op elke bordjie, ek gaan dit nou net in Afrikaans lees, is hierdie gedeelte van wat Jesus gepreek het. Dan sê hy: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. As daar twee is wat besig is om te beklei, wil ons dit so 'n bietjie aanwakker, want ons hou van die drama. Want hoor hier wat sê God: Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou wat is die teenoorgestelde, as ons nie 'n vredemaker is nie?
Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het julle hulle die profete vervolg wat ook voor julle daar was. So in Matteus 5 lees ons hierdie hele preek wat Jesus self gee. Dit is ook die spot waar die mense toe begin honger raak het. Dis hoe lank Jesus gepreek het. En dis hoe interessant die preek moes gewees het, want Jesus het so lank gepreek, dat mense begin honger raak het. En toe daar vir hulle gesê is, maar hoor hierso, kos stuur hulle weg, laat hulle gaan kos kry, dat hulle weer terugkom. Toe sê hulle, maar hoor hierso, die naaste dorp is 'n dagreis ver. Nou daai dorp sit net op daai hoekie daarso. Ons besoek hom ook. En dan aan die ander kant, so daai kant is Kapernaum en aan die ander kant is Magdala. Maar so Jesus staan en preek hierso op hierdie spot. Nou aan die ander kant, so faintly, kan jy geboue en goeder sien. Nou in Jesus se tyd was daar nou nie 'n highway gewees nie. OK, dit was 'n bietjie moeilik gewees om 'n trein te vat of 'n kar te vat of so, sins dit nog nie bestaan het nie. So wat het hulle gehad? Wat is die mode of transport gewees in Jesus se tyd? Yes. Hulle het geloop? Yes. Of donkie? Of kameel? Of 'n boot? OK, so indien jy van hierdie punt van Mount of Beatitudes wil omgaan na hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees van Gadara, wat aan die ander kant is. Dit was 10 stede gewees wat ongelowig was, wat afgode aanbid het, wat nie Jode was nie. Ons gaan nou by hulle kom. Alright. Indien jy na hulle toe wou reis om te trade, om enigiets te doen, het jy een van 2 keuses gehad. Keuse nommer 1, jy loop met 'n donkie of 'n kameel, dan vat dit jou 7 dae. 7 dae om oorkant te kom. See van Galilea is letterlik, dis hoe groot hy is. OK? As jy in jou hotel sit, dis hoe dit lyk. Dis die hele See van Galilea. OK. Maar, so dis 7 dae om te loop. Ook vir interessantheid, dis 'n vars waterlyk. Dis nie seewater nie, dis 'n vars waterlyk. So dit is ook waar Israel meeste van hulle water vandag nog vandaan kry. En dan uit hom uit loop die Jordaanrivier, en die Jordaanrivier loop in watse see in? Wie kan vir my sê? Die Dooie See, baie mooi, kos gee vir my 'n ander klap. As hy. En as ek nou wil baie fancy klink, weet julle waar kom die naam Jordaan van Jordanië rivier af? Nee, die naam. Ek vra, waar kom die naam vandaan? Nee? Alright, so, net so vinnig, as jy nou die kaart van Israel kyk, in die heel noorde kant was die tribe van Dan. En hoe sê ek van Dan? Jordan. En so die rivier vloei van Dan. Dis waarvan hy afkom. Okay. So 7 dae om te reis tot by Gadara. Maar as jy 'n boot vat, reguit deur om en by 'n dag, dan is jy aan die oorkant van die rivier. Nou dit is waar ons nou is. Aan die lake. OK. Dis waar ons nou is. Ons lees uit Markus 5. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. En toe hulle uit die skei gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees. Imagine, hier kom Jesus aan. Daar's 10 stede wat nog nooit gehoor het van hom nie, wat nie eers glo in die God van Israel nie, wat afgode aanbid, alles. Hier stop hulle. Jesus klim uit. Hier kom hardloop 'n man aan. Sê dit vir jou dat in die geesteswêreld is die demone besig om mekaar te vertel, hey, hoor gou, hier's iemand wat nou na jou sektor toe kom. Dink jy nie hoe awesome sal dit wees? Want dit kan Boufoys gaan.
as jy hier wegtrek op 'n sendingstrip, en jy het so die gees van die Here in jou, dat die demone vooruit draai mense laat weet, hulle mense laat weet, hoor hier's 'n godsman wat nou op pad is. Dis die authority wat in jou is. En dan wil ons nog opgeskeep sit met 'n sigaret. Het julle geweet, dis bewys nou in die wêreld, die verslag het nou uitgekom, daar's niemand in die wêreld wat rook meer nie. Niemand nie. Tiaan, kan jy dit glo? Niemand wat meer rook nie. Ja, dis die sigaret wat rook, almal is net die sakkers, dis al. Maar okay, bly lief vir julle. Alright, en toe hy uit die skei gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettinge hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind, en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd dag, nag, het hy aangehou om te skreeu, en op die berge en in die grafte, en homself met klippe stikkend te kap. Dink julle hierdie ou was depressed? Ja. Hy wil homself die hele tyd leed aan doen. Hy kan nie saam met homself leef nie. Hy kan nie tussen die mense wees nie. Hy moet eenkant wees, hy moet homself seermaak. Soos baie mense hulle vandag deesdae sny. Hy moet homself seermaak. Hy was moeg vir die wêreld. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer, en skreeu met 'n groot stem en sê, wat het u met ons te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Want hy het vir hom gesê, onreine gees gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En toe, om dit gou op te som, toe Jesus vir die demone sê, uit, toe is hulle in die varke in, en hulle is oor daai kraans wat julle daar die verte sien, hulle glo dit was daai kraans gewees, in die see in, en hulle versuip. En hier is die baie belangrike gedeelte van Markus 5, wat ek vir julle wil hê. Onthou, Jesus kom hier aan met sy boot. Hy klim uit. Hier kom hy ou, hy genees hom. 2000 varke in die see in. En die boere in die gemeenskap kom dadelik by mekaar. Ek praat van binne 'n uur van dat Jesus sy voete neergesit het. En smeek vir Jesus, gaan weg hiervan af. Hulle smeek vir Jesus, asseblief, ons is genoeg van jou gehad, gaan hierso weg. Nou, hier kom die ou, want jy weet die oomblik as jy aangeraak is deur Jesus, dan wil jy nie weg van Jesus nie. Jy wil by Jesus bly. En hierdie ou wat beseten was, kom by Jesus en hy vra vir Jesus, Jesus, kan ek asseblief saam met jou terugkom? Kan ek asseblief een van jou volgers raak? Kan ek asseblief, ek sal my beste vir jou gee? En die eerste keer in die Bybel sê Jesus vir hom, nee. En Jesus sê vir hom, gaan en vertel wat vandag hier gebeur het. Vir almal anders het hy gesê, bly stil. Moet nie vertel wat hier gebeur het. Vir hierdie man sê hy, gaan vertel wat vandag gebeur het. En hy klim terug in die skei en hy vaar terug. Ok, so dit is Markus 5. En dan kom Jesus aan, yes, daar is soveel awesome goed wat gebeur het. So, as jy ooit die geleentheid kry, jy wat daar so kyk, kom saam Israel toe, want net daarna sien jy die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, en ons gaan na Magdala toe, op die spot waar dit gebeur het, en net om te dink, dat wanneer jy Jesus aanraak, in jou moeilike tyd, in die tyd van nood, dan sal hy jou help. Hy judge jou nie, hy vra nie, niks nie, maar ok, dis 'n hele ander preek vir 'n ander dag. Ok, Markus 6, gaan ons daartoe, en ons lees by Markus 6, hier vanaf vers 53. Ok, so, hulle het nou teruggevaar. Jesus het 'n klomp miracles weer hierdie kant gedoen van See van Galilea. Hier waar ons nou staan en kyk vanaf die foto. En hier vaar hulle terug na Gadara toe, die 10 onbekeerde stede.
En nadat hulle oorgevaar het, het hulle by die land Genasaret aangekom en daar aan wal gaan lê. En toe hulle uit die skei gaan, het die mense hom dadelik herken. En hulle het in daardie hele omtrek rondgeloop en wat ongesteld was op bedde begin ronddra na die plek waar hy is. En hulle het hom gesmeek om te bly. Hoekom? Nou hier is wat ek vandag vir jou wil sê. Jy dink, jy's te swak, jy's te niks werd, ek het al te veel verkeerde dinge in my lewe gedoen, ek kan net nie meer in my lewe nie, ek is 'n depressieleier, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, jy weet die Here sal my nooit wil gebruik nie. Daai ou het 'n legioen demone in hom gehad. God het gesê, gaan jy as een persoon en vertel hierdie nasie. En Jesus het in die skei geklim en teruggegaan. En die oomblik toe hy terugkom, toe smeek die mense om te bly. Hoekom? Want daai een ou het gaan en sy getuienis deel van plek tot plek en gesê, kyk wat het Jesus Christus in my lewe gedoen. En die oomblik toe Jesus sy voete daar aan wal sit, toe erken die mense hom, hulle bring dadelik, hulle het dadelik die geloof, hulle het dadelik die hoop, omdat hulle gesien het van die getuienis van die vorige ou, toe bring hulle dadelik hulle verlamdes en hulle siekes, en hulle smeek Jesus om daar te bly. En 10 stede bekeer, as gevolg van een ou se getuienis. Jy dink jy's nie goed genoeg nie. Ek wil vandag vir jou sê, en daarmee sluit ek af, ons gaan na Efesiërs toe, Efesiërs 2, en hierdie is die wonderlike ding, want jy weet, baie keer kom die duiwel om jou te vertel hoe sleg jy was in die verlede. Hoor hierso. Maar God, vers 4, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Jesus Christus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Ons kan nie hierdie genade cheap vat nie. As daai ou van Gadara besluit het, hy bly in die graf te sit, daar was daar 10 stede, wat vandag nog onbereik was dalk. Jy wil dalk nog besluit, hoor jy, ek wil nog 'n bietjie in die varkhok sit. Jy weet, ek wil net myself nog 'n bietjie bejammer. Jy weet, die mense sal my daarom waardeer, want jy verstaan, jy weet waardeur ek is in my lewe. Ek het self gesien, iets wat baie interessant was. Ek het 'n ou ontmoet, een van Maritza se vriende. Hy en sy broer, albei in 'n huis vol groot geraak, waar die ouers drink, waar hulle geabuse was, geslaan was. En die een vriend het uitgekom en hy tot vandag toe is op dwelms, sukkel, kom nêrens in die lewe nie. Aan die ander kant is sy broer, wat in dieselfde huis en dieselfde omstandighede groot geword het. En hy sit vandag met 2 of 3 Spurs, 'n John Dory's en 'n Panarottis. Jou verlede maak nie jou toekoms nie. God besluit wat jou toekoms is. Maar jy weet, God is 'n gentleman. Hy staan en hy klop aan jou hart se deur. En hy wag vir jou om oop te maak.
Kom ons sluit die oë. Here, ek kom vandag. Here, ek kom vra dat U liefde net deur almal sal vloei, Here. Here, terwyl ons almal se oë so gesluit is, gaan ek net 'n liedjie sing, so sonder musiek op die mic. En dit is 'n ou kinderliedjie, Here, maar ek bid dat dit die mense sal aanraak, Here. Dat hulle sal besef hoe lief het God vir ons. Dat hy sy enigste seun gestuur het sodat ons verlossing kan kry en nooit weer dieselfde sal wees nie. Jesus loves me, for this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Go sing saam. Jesus loves me, for this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Here, ek bid dat U een en elkeen hier sal aanraak. Here, laat U net vir hulle sal wys wat die potensiaal in hulle lewe is. Want Here, wat U vir hulle droom en beplan is ver groter as wat ons kan dink of doen. In Jesus naam. Amen. Someone can't satisfy the thirst within my soul.